In die Ou Testament was die tempel baie belangrik en die teenwoordigheid van die Here was in die tempel en jy ken dalk die hele waarheid rondom die hoë priester wat een keer 'n jaar ingegaan het in die allerhoogste namens die volk ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En toe beweeg ons in Nuwe Testamentiese tye in en ons kry vir Jesus met die kruisiging en die graf en hy staan op uit die graf en hy vaar op na die hemel en die Heilige Gees kom aarde toe en die Heilige Gees kom bly in jou en die Heilige Gees kom bly in my, wat doodgewoon sê, ek en jy is nou die nuwe tempel van die Heilige Gees. Ons is die tempel waarin die Here woon. In die eenvoudige taal, soos ek dit altyd vir jong mense verduidelik, ek en jy is die huis van die Here. Daar kan geen misverstand daaroor wees nie. En daarom moet ons hierdie huis van die Here moet ons oppas. Ons moenie uitbrand nie. Ons moenie oorhaastig aan die hardloop gaan en dink die lewe is 'n 100 meter wedloop nie. Nee, dit is 'n maraton. Jy moet jouself pace. Jy moet jouself oppas. Jy het 'n verantwoordelikheid om die huis van die Here op te pas. En ek wil 2 dinge vir jou uitlig vandag. Die baie bekende Simon Sinek, wat 'n wonderlike leierskapkonsultant is, sê altyd as jy uitbranding wil beveg, nommer 1, dan doen jy dit met verhoudings. En hy herhaal dit 3 keer. So ek haal hom nou aan. Hy sê die antwoord is verhoudings. Gee aandag aan verhoudings, gee aandag aan vriendskappe, gee aandag aan jou huwelik, gee aandag aan jou gesin. Dis jou gesin wat daar gaan wees as jou lewe uitmekaar uitval. Dis jou vriende vir wie jy kan sê, dit gaan nie met my goed nie. Wat jy kan sê, my lewe val uitmekaar uit en hulle gaan jou nie veroordeel nie. Hulle gaan jou eerder ondersteun en jou help. So verhoudings. Nommer 1, 'n vriend wat jou rug het, 'n vriendin wat jou rug het. Maak tyd daarvoor in jou lewe. En dan wat Simon Sinek noem, me time. Moenie skuldig voel oor me time nie. Tyd vir jouself. 'n uurtjie af om te gaan draf. 'n uurtjie af om gimnasium toe te gaan. 'n uurtjie wat ek net by die Here sit om my tank met die Here weer vol te maak. Me time. Hy sê, hanteer me time soos 'n vergadering. Skryf dit in jou dagboek soos 'n vergadering. So daai is die tyd wat beskikbaar is vir 'n ander afspraak nie. As iemand jou bel en hulle soek daai tyd, jammer. Dit is 'n vergadering. Ek het 'n vergadering. Jy hoef niks verder te verduidelik nie. Jy hoef nie te sê met wie nie. Weer. Kom ek en jy wees ernstig oor hierdie ding. Ons is die huis van die Here en ons moet die huis van die Here oppas. So onthou, verhoudings en hanteer me time as 'n vergadering. Mag dit jou prakties help om 'n beter, sterker mens te wees wat 'n impak en 'n invloed in hierdie lewe kan hê.